Ek wil net vir u sê dat die skrifaanhalings en die gedeeltes wat ons lees hier, kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strong's verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlike of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee, om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen, wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan, wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. Nou voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra Here dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons Vader om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Voordat ons verder gaan na hoofstuk 9 toe, het ons net nodig, wil ek gou net so 'n tydjie vat, dat ons net so op hoofpunte aanstip waar ons is op hierdie stadium. Hoofstuk 1 het gegaan oor wie is die skryba, teenoor die skrywer van die boek. Die skryba Johannes, die ouetjie wat alles neerskryf, die sekretaris in ander woorde, die een wat dit dikteer, Jesus Christus by monde van die engel wat met Johannes praat. Right. Dit sê vir ons waarvan die illustrasies en die vertellingsplaas wat die Johannes sien, hy sê dit vertel ons ook wees teenwoordig. Hoofstuk 2 praat oor die briewe aan die eerste 4 gemeentes. Hoofstuk 3, briewe aan die laaste 3 van die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 sê as 'n inleiding dat Johannes moet die dinge opteken wat was, wat geskiedkundig is met ander woorde, dit wat is, dit wat hy heiliglik sien of wat in die hemel is, en dan wat kom, profeties. Dit beteken dat hy soos 3 elemente van die skrifte se doelstelling vervat in hoofstuk 4. Hoofstuk 5 sien Johannes die boekrol in die regterhand van God, wat in 7 seels beskryf is. Dis voorop en agterop beskryf. Dit is 'n kenmerk van die oud Hebreëse titelakte, en ek reken dat die voorkant van hierdie geskrif sal waarskynlik die omskrywing van die eiendom wat in hierdie geval die aarde is, wees. En die tweede gedeelte op die agterkant sal beskryf wees die voorwaardes waarop hierdie boekrol oopgemaak kan word. En dan sien ons hoofstuk 6 praat oor die oopmaak van die eerste 6 seels. Hoofstuk 7 praat oor die 144.000 Israeliete en die ontelbare menigte wat voor die troon van God staan. En dan op hoofstuk 8 het ons gesien word die eerste of word die 7de seël oopgemaak. So daar was 6 seëls opgemaak in hoofstuk 6, verposing gedurende hoofstuk 7, hoofstuk 8, 7de seël. Ons sien ook daar's 'n goue wierookbak en hy het 'n spesifieke doel en taak wat dit in die hemel voortbring. En dan sien ons ook dat dit is 'n rekord van die uitwerking van die blaas van die eerste 4 van 'n totaal van 7 basyne. Onthou dat hierdie boek Openbaring 'n nuwe reeks profesieë vervat
wat nie in soveel detail omskryf is in party van die ou profetiese boeke nie. Daar's wel aanhalings in die boek Openbaring vanuit ou profetiese boeke soos Daniël en Jesaja ensovoorts. Maar hierdie is 'n nuwe boek wat deur God aan Johannes, aan Jesus gewys is, wat Jesus deur middel van sy engel nou aan Johannes toon en wat hy sê Johannes moet opteken. Right. So Openbaring 9 vers 1 sê en toe die 5de engel blaas. Onthou die eerste 4, ekskuus tog, laat ons net hier stop. Openbaring 8. Die eerste 4 seels, as jy kyk na die aard van hulle, dan gaan dit op 'n oordeele wat kom oor die aarde, oor die ekonomiese stelsels, oor die see maar dit gaan nie so groot oor die mens nog nie. Maar nou in Openbaring 9 is of daar 'n verskuiwing plaasvind. En nou kom die oordeele tevoorskyn. Hierdie ander 4 basyne wat geblaas het, die eerste 4, beteken met ander woorde dat God veroorsaak dat hierdie of God het dit opgeteken dat hierdie dinge gaan gebeur, sodat die mense kan erkenning gee daaraan dat God in beheer is van alles, dat God lewe, dat Jesus Christus lewe, dat die Heilige Gees lewe en dat God 'n erns het met dit, dat die mense moet bekeer van sy weë en van die dinge wat ons doen, wat ons glad nie onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees van die Here nie. So, van die 5de engel wat nou blaas, nou begin die in die oudtydse beeldspraak begin nou slaan die pop oor die ven. Want nou word ek nie geaffekteer die veld en die bome en die see en die natuur nie. Nou vind die oordeele plaas op die mense wat agterbly op die aarde. Okay. So hierdie 5de engel blaas, ek sien 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het. Nou, 'n ster in die Grieks kan een van 2 betekenisse hê. Die een is dis 'n persoonlikheid, 'n engel met ander woorde, wat 'n persoonlikheid het wat op die aarde val. Die ander ene is 'n voorwerp wat Astare is die Griekse woord en dit beteken dat dit 'n asteroïde kan wees met ander woorde, of 'n komeet of iets van die aard. Right. Maar in hierdie geval, in 9 vers 1 sê, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. Nou, jy gee nie 'n sleutel aan 'n asteroïde nie, jy gee nie 'n sleutel aan 'n komeet of enige van hierdie hemelliggame wat op die aarde mag val nie. Jy gee 'n sleutel aan 'n persoon. Dit beteken hierdie engel wat op die aarde geval het in vers 1 is 'n ster. Waar kom hy? Uit die hemel uit. Waar is hy heen? Hy val op die aarde. Hy het die sleutel van die put van die afgrond. Right. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, sê vers 2. En daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond. En die son en die lug is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde. En aan hulle is mag gegee, soos die skorpioene van die aarde mag het. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, wanneer jy deur 'n sprinkaan swerm ry. Ek het eenslag naby Middelburg in die Kaap, toe ry ek deur 'n sprinkaan swerm en die absolute desperaatheid waarmee 'n boer probeer om dit wat hy op die lande het, die groenigheid te verdedig teen hierdie oorweldigende opvreters, want dis wat hulle is. Hulle eet alles op, dat daar net sulke stokkies staan. En hierdie mense het beklei teen hierdie goeders, maar dit was soos 'n geweldige oormag. Nou die Bybel sê ook hierso, uit die rook uit. Die eerste een is dat hierdie rook is geweldig donker, want dit verduister die son. Dit verduister die lug. En dan uit hierdie rook uit kom hierdie sprinkane. Hulle is mag gegee so skorpioene wat van die aarde mag het.
Nou skorpioen van die aarde, sy wapentuig is daai angel van hom wat in sy stert is. En dan hulle is gesê dat hulle geen groenigheid, dat hulle nie die gras van die aarde, nommer 1, nommer 2, enige groenigheid, nommer 3, enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Kom ons stop net hierso eers gou. Jy sien, hier word omskryf basies in vers 4, die eerste gedeeltetjie praat van die gras, groenigheid, boom. Dit is die plekke waar sprinkane normaalweg skade aanbring. Hulle vreet die ouens se oeste op, hulle vreet die vrugtebome se blare af. Hulle bring verwoesting waar hulle gaan. En hierdie sprinkane word sprinkane genoem omdat hulle dieselfde uitwerking het, maar hulle uitwerking is nie op die gras nie. Hulle is nie op uitwerking is nie op groenigheid of enige boom nie. Maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Nou sal 'n mens wonder, nou maar wie is hierdie ouens wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie? Dit praat baie duidelik van die volgende groep. Ons sien in die vorige hoofstuk het ons die 144.000 gesien, wat 12.000 Jode uit elkeen van die stamme van Israel is, wat verseël is voor die aangesig van God, met die seël van God op hulle hoofde, op hulle voorkoppe. En ons sien in hierdie geval, dat hier mense is met ander woorde op aarde, wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie, wat nou gaan pak kry, wat gepynig gaan word, en wat die onderwerp van, of die voorwerp van hierdie oordeel gaan wees. Nou, ek is wedergebore deur die Here, en ek het baie lank al, het die Here vir my regtig die voorreg gegee om hom te kon leer ken deur die bloed van Jesus, en deurdat Jesus Christus my gered het. Wat ons nie sien nie, is dat hierdie, of daar word nêrens in die skrif, sover ek bewus is daarvan, behalwe by omleiding, of afleiding, word daar spesifiek gesê dat daar die kinders van die Here, wat op grond van die bloed van die lam deel maak van die wegraping, dat hulle verseël is nie. So met ander woorde, die ouens wat na die wegraping, as die wegraping kom en dit gebeur en jy bly agter, dan het jy verseker nodig om hierdie stuk te lees en te verstaan, want jy gaan een van hierdie ouens wees. En die Bybel sê hier in vers 5, hierdie skorpioen, skorpieskane, sprinkane wat so skorpioene optree, dis aan hulle gegee nie om die mens dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen wanneer hy mens steek. Ek dank die Vader dat ek nooit deur 'n skorpioen gesteek is nie, maar ek het 'n paar bye gehad wat gedink het hulle is sienermasjiene wat op my been probeer borduur het. En ek sê vir jou, die uitwerking van dit was nie baie lekker nie. Nou, hierso sien ons, die ouens kan nie dood nie. Hulle is regtig klomp kan nie dood. En ons sien dat dit sê dat hulle vir 5 maande lank gepynig sal word. Met hierdie pyn en hierdie skerp, brandende vuur wat uit hierdie skorpioene of hierdie sprinkane se angels uitkom. En in die dae, vers 6 sê sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. En hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. Dis 'n verskrikking. Jy kan nie sterf nie, al soek jy dit. Jy sal wens om te sterf, om los te kom en weg te kom van die pyn af, maar die dood sal nie vir jou kom neem nie. Vers 7 sê, en die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is. En op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het. En hulle gesigte
soos die gesigte van mense. Nou, as 'n mens so kyk, onthou tog asseblief hierdie dinge. Ekskuus tog. Wanneer die skrif iets soos wat gebruik as wanneer die skrif sê, dit lyk soos die van perde, sê dit nie, dis perde wat toegerus is nie, maar hierdie sprinkane het kenmerke aan hulle wat gelykstaande is, of weerspieël kan word deur perde wat vir die oorlog toegerus is. Op hulle koppe was, en lyk hier weer eens, iets soos krone. Dit het net soos goud gelyk. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense. En hulle het hare gehad soos vrouehare. En hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borsharnasse gehad soos van yster. En die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat oprug na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skorpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense 5 maande lank skade aan te doen. Dink daaraan, hierdie is 'n vreeslike gesig. Dis nie iets wat jy enige plek op aarde sien, nog ooit gesien het nie. En mens kan verstaan wanneer jy mense sien wat probeer om hierdie te interpreteer as een of ander instrument of stukkie wapentuig wat die moderne mens ontwerp het en gemaak het. Want daar's baie van hierdie dinge wat vir ons aanleiding gee om so 'n tipe van afleiding te maak, maar ek sê vir baie duidelik die skrif, of laat ek sê die skrif sê baie duidelik vir ons. Hierdie is die woorde wat God aan Jesus gegee het, wat Johannes opteken, dat die engel hom dit wys. Openbaring 9 vers 11, en hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam in Hebreëus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Kyk baie mooi, dat dit is nie Satan nie, soos wat die Hebreëus dit noem. Hierdie is 'n ander aanvoerder wat in hierdie, of 'n demoniese aanvoerder wat hierdie skorpioen sprinkane lei en wat hulle aandryf. Openbaring 9 vers 12 sê die een wee het verbygegaan. Hierna kom daar nog 2 wee. Onthou 'n wee, daar's 3 wees uitgespreek na die 4de basyn wat geblaas het, waar die engel gesê het, pas op vir die 3 wat kom nog. Wee, wee, wee. Die mense op die aarde, vanweë die 3 basyne wat nog geblaas is, die eerste en jy sien die uitwerking daarvan, dat die oordeel word op die mense stort en nie op die aarde en die omgewing nie. En die 6de engel het geblaas. En ek het 'n stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die 6de engel met die basyn gesê, maak die 4 engel los, wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die 4 engele losgemaak, wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar. En hier is 'n verskrikking, om 1/3 van die mense dood te maak. Kom stop net gou hier. Die skrif is baie duidelik hierso, wanneer dit sê, hier is 4 engele, moorddadige, afskuwelike wesens, wat by die Eufraat rivier, wat 'n fisiese rivier is, wat loop in die noordoostelike gebied en in die Persiese See uitstort, van Arabië daar op en bokant Sirië. Nou, hierdie 4 engele, sê die skrif hier, hulle is gereed gehou vir hierdie uur, die dag en die maand en jaar. Dit beteken, as jy kyk na dit, daar's nie 'n manier dat 'n mens dit kan interpreteer nie. Want daai uur, daai dag, daai maand en daai jaar,
het nog nie aangebreek nie, om 1/3 van die mense dood te maak. Nou hier is 'n interessante feit om te bedink. Op die oomblik, soos nou in April 2026 is daar ongeveer 8.3 of 8.4 biljoen mense op aarde. Nou, ons weet dat die mense, dat 'n groot gedeelte van hierdie mense is Christene, of belydend of belewend, of stel die koninkryk van God met hulle lewens voor. Nou, uit die 8 biljoen het ek 'n berekening gedoen, so byvoorbeeld, kom ons sê, daar gaan 'n kwart van hulle gaan weg in die wegraping. Dit beteken daar's tussen 1.8 en 2 biljoen mense wat eenvoudig net oornag gaan verdwyn van die aarde af. Dit beteken daar's nog 6 biljoen mense oor op aarde wanneer hierdie spesifieke oordeel wat hier kom, toe die 6de engel op die bassein blaas, was daar nog 6 biljoen mense plus minus op aarde oor. En hulle het 1/3 van hierdie mense doodgemaak. Het beteken dat hierdie verskrikking, hierdie geweldige oordeel van hierdie 4 engele is so verskriklik, hulle maak 2 biljoen mense dood. Want ek sê, daar was 8 minus 2 in die wegraping, sê daar's nog 6 oor, van daai 6 maak hulle 1/3 dood. 1/3 van 6 is 2 biljoen, beteken, na hierdie 4 engele hulle dinge aangevang het, bly daar ongeveer 4 biljoen mense op aarde oor. Alright, kom ons gaan. Vers 16. En die getal van die leers van die perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000. En ek het hulle getal gehoor. Nou 2 maal 10.000 maal 10.000 is 200 miljoen. En so het ek in vers 17, en so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit. Hulle het 4 rooi en blou en swavelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe. Weer soos. Onthou hierdie so storie. Wat sê, dis nie fisies so nie, maar dit lyk so, dit kom so voor, dit is die gevolgtrekking wat jy sal maak wanneer jy dit sien. En uit hulle bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Deur hierdie diep plaag is 1/3 van die mense gedood. Dis deur die vuur, deur die rook, deur die swavel wat uit hulle bekke uitgegaan het. Openbaring 9 vers 19, ons praat hierso van die 6de bassein, want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte. Want hulle sterte is soos slange en het koppe en daarmee rig hulle skade aan. Luister mooi, en die oorige mense wat deur hierdie plaag nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor, wat of loop nie. En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde, en hulle towerye, en hulle hoererye, en hulle diefstalle nie. Wat 'n verskrikking moes dit vir Jesus gewees het, om hierdie spesifieke ding aan Johannes te laat dikteer. Sê maar, van die 4 biljoen mense wat oorbly na hierdie ouens, hierdie verskrikking, hy 4 engele losgelaat is daar nie bekeerlinge nie. Mense hou nie op met hulle nonsens nie, hulle hou nie op en gee aan God die eer wat hulle behoort te doen in hulle lewens nie. Dis 'n absolute verskrikking, dink ek. Ons gaan voort. Nou,
Openbaring hoofstuk 9 is die eerste van die oordele wat die mens raak op aarde. Nou, ons het nodig om gedurig deur dit ons oë op te rig na die hemel en te vra, Vader, beskerm ons teen hierdie dinge. Beskerm ons teen die hardheid en die misleiding wat op die aarde is, sodat ons U kan sien, U die eer gee, sodat ons kan deel maak daarvan, om by U te wees wanneer hierdie dinge die aarde tref. Onthou dat as 'n mens kyk na die gedeeltes wat ons gedoen het tot dusver, dat hierdie enorme skare staan, ontelbare skare staan reeds voor die troon van God. Dit beteken die weggrawing het plaasgevind. Want daai ouens is beklee met rein en fyn linne en al die dinge. En dit is by uitstek gereserveer vir hulle wat in Christus is en wat in Christus hulle self oorgegee het aan God die Vader. So, ons het nodig om vir hierdie ouens te bid en sê, ag Here, laat U genade groter wees as U oordeele. En laat die genade, Here, nog steeds kragtiger wees as die uitwerking van hierdie oordeele. En ons weet, Here, dat U nie die een is wat hulle doodmaak nie, maar dis die 4 engele, daai demoniese magte, wat kom met 'n leermag van 200 miljoen en die mense op aarde verniel en vernietig. Luister asseblief, as jy iets op jou hart het oor hierdie lesing, stuur vir my e-pos na openmywoord@gmail.com. Weereens sê ek dit net, openmywoord@gmail.com. En ek sal graag daarna kyk en hoor wat jou sienswyse en siening is. Dankie.